kom, welke van julle, Pastor Koos, hulle is weg, ek weet nie waar is hulle eintlik nie, maar is nie hier vanaand nie. En dis my besondere voorreg om in te staan, want die Here gee vir ons genade om sy woord ook te kan bedien. Dankie vir elkeen wat vandag hier is, en ag, dis ons lekker dat het bietjie warmer is al buite. Gisteroggend was ons by die prayer oven gewees by die Bekerrand Hoërskool, en dit was baie koud daar buite. Baie mense. Maar ja, dit is lekker maar te wees. Ons het vanavond, ek wil net 'n stuk uit die Bybel uit lees, wat ek glo die Here op my hart gelê het, is maar net lees. Ons sê onder die hele hoofstuk uit Matteus 7 uit, 'n groot deel van Matteus 7. En ek wil vra, as ek klaar gelees het, Corrie, kan jy vir ons open het gebed as ek klaar gelees het. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. Or what man is there among you who, if his son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him? Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them. For this is the law and the prophets. Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. You will know them by their fruits. Do men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Therefore, by their fruits you will know them. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. But everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, the floods came, and the winds blew, and beat on that house, and it fell, and great was its fall. And so it was, when Jesus has ended these sayings, that the people were astonished at his teachings,
For he taught them as one having authority, and not as the scribes. Goedenavond, kom ons sê die. Here, baie dankie dat vanaand die by mekaar kan wees om u naam aanneemlik groot te maak. Here, om vir u dankie te sê, Here, wat jy ons ewig gedoen het en ons steeds doen. Here, want jy hou nooit op werk in ons nie. Here, vra dat jy hierdie aand vorentoe sal seën, dat jy deur ons sal beweeg, dat jy saam met ons sal wees. In Jesus naam alleen. Amen. Amen. As julle julle Bybel sê, kan julle so lank oppak by Handelinge 7. Ok, soos ons weet, ek is nou nog nie 'n pastoor nie, maar ek glo dat die Here enigiemand kan oprig, maak nie saak wat die ouderdom nie, maak nie saak wat gebeur nie, die Here kan enigiemand gebruik om 'n boodskap aan die mense oor te gee, aan enigiemand, want daarso waar die Here in die plek is, daarso is vryheid. En ek dink ons elkeen kan daarmee saamstem. Maar vanaand moet ons 'n bietjie net sit en net 'n bietjie dink vir jouself. En dis die tema vir vanaand se boodskap. Wat is jy bereid om vir die Here te doen? As jy sê maar op 'n punt kom waar Christene doodgemaak word, of Christene seergemaak word, of enigiets, die kerke miskien afgebreek word, sal jy nog steeds staan vir die Here? Of sal jy soos die res van die mense net terugval en sê, o nee ek nie. Ek wil nie deel van hierdie wees nie, ek wil nie myself betrokke in die kry nie, want anders gaan ek nou goeders verloor, en ek wil nie goed verloor nie. Of gaan jy wees op die punt waar jy sê, weet jy wat, ek sal opstaan vir die Here, maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak of hulle my seer maak nie, maak nie saak of hulle my dood maak, ek sal bly staan vir die Here, want ek weet, dat die lewe hierna, gaan ek hemel toe, want ek het Jesus Christus my lewe gehad, en ek het hom gevolg. Ok, ons lees uit Handelinge 7, vanaf vers 51 tot 60. Ok. Julle hardnekkiges en onbesnedenis van hart en ore, julle verstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle vaders, so ook julle. Watter een van die profete het julle vaders nie vervolg nie? Ja, hulle het die gedoop wat vooraf die koms verkondig het van die regverdige, van wie julle nou verraaiers en moordenaars geword het. Julle wat die wet deur die beskikkinge van engele ontvang het en tog nie onderhou het nie. En toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hul harte en het teen hom die tande geknars. Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemele geopend en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. Maar hy het met 'n groot stem geskreeu en hulle ore toegestop en soos een man op hulle aangestorm. En hulle het hom buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig. En die getuies het hulle klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus. En hulle het Stefanus gestenig, terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. En hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. So ons ken seker vir Stefanus, hy was die eerste een wie gemartel was vir Jesus. Hulle sê die opskrif hierso, Stefanus die eerste martelaar vir die Christus. En ek dink dit is eintlik baie inspirasie vir elkeen van ons. Stefanus, ek dink om gestenig te word is glad nie lekker nie, dis 'n baie stadige dood, maar steeds al stenig hulle hom, het hy steeds uitgeroep na die Here en gesê, Here, ontvang my gees. Die feit dat hy nie gekyk het na wat om hom gebeur het, ja, hy het pyn gehad, hy het vlees gehad, maar hy het steeds die Here se naam aangeroep. Want hy het geweet dat, al sukkel hy nou in hierdie tyd, hy gaan eendag na die hemel toe gaan, soos wat ek nou ook gesê het. Nou, hierdie pyn wat ons hier op die aarde het, is tydelik. En ons elkeen, dink ek, moet in die voetstappe van Stefanus volg. Want Jesus het aan die kruis gesterf vir jou sondes. Daar was 'n doringkroon in sy kop ingedruk.
Hy was geslaan, hy was gespot, hy was letterlik uit mekaar uitgeruk. En wat doen jy vir die Here? En dit is nie 'n aanval of ietsie, dit is net om bietjie daaroor te dink. Jesus het soveel vir jou gedoen. Hoeveel keer verloon jy self nie die Here nie? En dit gaan vir my ook. Die minste wat ons kan doen, doen ons so afgeskeep. Die minste wat ons kan doen, is net sit in ons binnekamer en net tyd met die Here spandeer. Maar ons skeep dit af. Ons kom en ons is moeg na die dag. En ja, ons almal raak moeg. Maar dan sit ons net en dan bid ons net so vinnig so paar sekondes, net 'n vinnige gebed. En dan is daai gebed net so goed soos wat jy net nie gebid het in die eerste plek nie. En dis nie wat ons moet doen nie. Ons moet regtig besluit wat ons bereid is om vir die Here te doen en dan 'n keuse inneem of ons daai gaan doen of nie. Nou ek het ons as Christene gevat en ek het ons opgedeel in 5 fases. Okay, daar's natuurlik ander fases ook, maar die waarop ek wil fokus oor wat jy bereid is om vir die Here te doen. In terme van dit het ek ons opgedeel in 5 fases. Ek wil hier moet blaai na Johannes 12 toe, asseblief. Okay, Johannes 12 vers 42 en 43. Maar tog het self baie van die owerstes in hom geglo, maar terwille van die fariseërs het hulle dit nie bely nie, om nie uit die sinagoge geban te word nie, want hulle het die eer van mense meer lief gehad as die eer van God. Hierdie is jou eerste fase, kind van God. Die een, wie van die Here hoor, en hy wil die Here dien, maar hy is nie bereid om enigiets te doen vir die Here nie. Die oomblik, as daar mense kom, en hom miskien vra oor die Here, dan deny hy dit heeltemal. Hy sê van nee, ek het die eer van mense liewer vir die eer van die mense liewer as die eer van God. Ek gaan nie nou enigiets sê oor die nie. Want weet jy wat, as ek iets gaan sê, dan gaan dit kwaad vir my wees. Hierdie is fase 1. Dit is waar elke van ons, ek dink op 'n stadium in ons lewe was. Want ons elkeen het op 'n stadium die Here aangeneem, maar voor dit, het is niks gedoen nie. Ons wou miskien die Here aanneem, maar dit het net vir ons gedink is nie nodig nie. Jy weet, en baie keer is van ons vandag nog so. Maar baie van die fariseërs, wie vir Jesus sleg gesê het, wie vir Jesus gespot het, baie van hulle het ook geglo. Maar omdat hulle liewer vir die mense was, het hulle besluit, hulle gaan nie sê, hoor hierso, ek dink Jesus is die Messias nie. Dink hoeveel van hulle kon miskien gered geword het, wie miskien, ek weet nie, vandag nie is nie. Omdat hulle een simpel ding nie gedoen het nie. Hulle het nie bely dat hulle dink Jesus die Christus is nie. So nou is jy in die eerste fase en jy besluit, weet jy wat, ek het nou die storie van Stefanus gelees in Handelinge 7 en 6 eintlik ook. En ek wil nou so Stefanus word. Jy weet, ek wil nou 'n bietjie iets vir die Here begin doen. Ek wil nie net wees van, ek gaan kerk toe en ek hoor van die Here en dit nie. Dan kom ons by ons tweede fase. En dit is, jy besef nou, dat jy enigiets vir die Here wil doen. Soos wat ek gesê het, jy het nou gelees, en jy besef, jy wil enigiets vir die Here doen. So jy begin nou al dink, watter stappe gaan jy inneem, om miskien nader in die Here te kom? Watter stappe gaan jy inneem, om miskien mense rondom jou in te trek, om hulle te vertel van die Here. Mense miskien kerk toe te nooi, of miskien net te worship op jou eie. Miskien tartaatjies te koop en dit uit te gee vir mense. Wat ook al dit mag wees, jy besef dat jy wil die Here nou aanneem. Dit is belangrik dat jy nou gaan in jou binnekamer en bid, en regtig hoor wat die Here vir jou wil hê. Want die Here het 'n plan vir elke van ons se lewe, en dit is baie belangrik dat ons doen wat die Here wil hê, en nie doen wat ons net uit ons eie hart of uit ons eie insigte uit wil doen nie. Want die Here weet wat die beste vir elke van ons is. Maar nou kan jy net sit en jy besluit jy wil iets vir die Here doen, en nou sit jy net op jou sitkamerbank nie. Jy gaan net kerk toe, jy sit daai bank sommer blinkskoon, jy sit hom warm, elke liewe Sondag is jy in jou sitplek. Maar dis waar dit stop. Dis waar dit stop.
Dis nie wat ons moet doen nie. Is dit wat Stefanus gedoen het? Nee. Stefanus het openlik gepraat van die Here. Maak nie saak wat sou gebeur nie. Ook as jy nou dink jy, okay, weet jy wat, ja, ek is nou 'n bietjie foutief hier, so weet, ek sit net, ek doen nie enigiets nie. Weet jy wat? Nou gaan ek by die Here uitvind. Ek gaan nou by die Here gaan hoor wat hy wil hê ek moet doen. En deur dit gaan ek die wil van die Here doen en ek gaan mense gaan vertel van die Here. Ek gaan by mense laat weet wat die Here vir my gedoen het en so ook kan die Here ook dit vir jou doen. As julle kan bly net by Exodus 3 toe, asseblief. So jy, soos ek gesê het, jy besef nou dat, nee, ek kan nie net sit nie, ek kan nie net wag nie. Ek kan nie net wag vir die dag vir die Here om te kom nie. Ek moet aktief besig wees om disippels vir die Here te maak. En dit bring ons by ons derde fase uit. Die Here gee vir jou opdrag, maar jy soek verskonings om dit nie te doen nie. Kom ons lees Exodus 3 vers 10 tot 12. En vir die van julle wat nie weet nie, dit is toe die Here nou met Moses hierso gepraat het. Gaan dan nou heen, dat ek jou na Farao kan stuur, en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit. Maar Moses het tot God gespreek, wees ek, dat ek na Farao sou gaan, en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei. Dis die verskoning wat baie kere ons gebruik. Ons het nou na die Here toe gaan, ons het gehoor, die Here het ons opdrag gegee, maar Here, dis te koud van buite. Ek wil nie buite toe gaan nie, dis te koud. Ag Here, ek is besig, ek kan nie na mense toe gaan en nou vir hulle vertel nie, ek sal dit môre doen. Here, ek kan nie vanaand kerk toe gaan nie, ek is bietjie moeg, ek sal volgende week gaan. Dalk miskien is die volgende week nie as hier nie, kind van God. Die Here sê vir jou, daar is 'n kind waar ons sit by die skool, hy kry swaar, gaan bid vir hom, gee vir hom 'n broodjie, salf hom miskien. O nee, daai kind, as ek nou met hom praat, dan gaan mense my nou sleg sê. Ek sal dit op 'n ander keer doen, hier, as jy miskien minder mense rondom my is, dan sal ek dit doen. Hoeveel keer werk ons nie, of dink ons die verskonings in ons kop uit, om nie te doen wat die Here wil hê nie. En dan dink jy dat jy's fyn. Jy dink dat jou saligheid met die Here reg is, maar meanwhile doen jy nie eens wat hy wil nie. Jy is nie gehoorsaam aan die Here nie. Jy kom in die kerk en jy hoor wat die pastoor sê, dan gaan jy huis toe en jy is presies dieselfde na die diens wie jy ook was voor die diens. Jy bly aan verskonings op verskonings op verskonings soek. En kind van God, dink jy dis wat ons moet doen? Ek dink nie so nie. Want Jesus het vir die Vader gevra, vat hier vir my weg, maar steeds u wil. En omdat hy lief vir my en vir jou, vir elkeen hierso was, het hy steeds aan die kruis gaan sterf. Maar as die Here vir ons het vra om net iets vir iemand te sê van die Here, dan sê ons nee. Ek wonder, as Jesus nee gesê het vir die kruis. Jy weet, ek dink Jesus het die mag gehad, om dit net te kon stop. Maar hy het nie, want hy het aan my en hy het aan jou gedink. En steeds het hy deur dit gegaan. Soos ek nou gesê het, hy is uit mekaar uit geskeer. Maar jy kan nie eers een ding vir die Here doen nie. En die Here vra nie dat jy jou lewe opoffer vir hom nie, hy vra nie dat jy vir iemand bid. Maar ons is so selfsugtig baie kere. Dis eintlik wat ek moet sê. Ons is baie keer so fokus op onsself, ek en ek self. As dit vir my nie gaan werk nie, dan gaan dit nie werk nie. Ons is nie bereid om uit ons gemaksone uit te stap en dinge te doen vir die Here wat hy wil hê ons moet doen nie. Moenie as ek nou vir hierdie persoon vertel van Jesus, gaan ek laat wees, vir waar ook al. Dit geld vir my ook. Want as ek laat is, nee. Maar as dit kom by die koninkryk van God, sal ek eerder 'n bietjie laat wees vir die partytjie of vir die kuier of vir wat ook al, of sal ek eerder by die Here wil hoor, ek het jou nie geken nie. Ek persoonlik sal eerder laat wees, 'n paar minute. Ek sal eerder die wil van die Here doen, en eerder die eer van die Here soek, as dat ek die eer by mense soek, soos wat ons nou gelees het in Johannes 12. En nou hoor jy die, okay Carlo, ons hoor jou. Ons hoor, okay, ons sal ophou verskonings maak.
En nou kom die Here, en hy gee jou opdrag, en jy gaan doen dit nou eintlik. Dit bring ons by ons 4de fase uit. Hier is die laaste keer wat ons gaan blaai. Blaai vir my na 2 Konings 13 toe. 2 Konings 13, wat 'n bietjie aan is hier so. Okay. 2 Konings 13 vers 18 tot 20, geen het gou kans daar so net. Okay. Hierdie is nou waar, ek dink is Joas wat nou vir Elisa opdrag gee, en dit is nou die mense, as sy volk se lewe is nou in sy hande. Ons lees van vers 18 af. Verder sê hy, neem die pyle, en hy het dit geneem. Toe sê hy vir die koning van Israel, slaan teen die grond, en hy 3 maal geslaan, en opgehou. Daarop word die man van God baie kwaad vir hom en sê, jy moes 5 of 6 keer geslaan het, dan sou jy die Arameërs volkome verslaan het, maar nou sal jy die Arameërs 3 maal verslaan. Daarna het Elisa gesterwe, en hulle het hom begrawe. Die bendes van die Moabite die land ingekom met die ingang van die jaar. Dis ons 4de fase, kind van God. Jy doen goed vir die Here, maar jy doen dit nie ten volle nie. As ek nou 'n chocolate het, sal ek net helfte van die chocolate wil vat, of sal ek, soos die hele een wil hê, ek sal die hele een wil vat, in my opinie. En ek sal dalk 'n helfte met Eddie wil, as ek die dag nou gooi weg. Maar soos ons baie keer met die Here, daarso, hy het 'n opdrag gekry om sy pyle te slaan. En as jy nou moet dink, die volk se lewe was in sy hande gewees, dan sou ek daai pyl geslaan het, maar nee, slaan net die pyl 3 keer. Hoeveel keer is ons nie so met die Here ook nie? Die Here sê vir ons, gaan uit en doen dit, maar ons doen net helfte van dit. Ons eet net helfte van daai chocolate wat vir ons gegee word. Net die helfte, nie die hele nie. En ons vat nog die vorige fase, die verskonings, maar ons kom daarin al bietjie verby dit. Ons doen daarin al iets vir die Here, maar net vir die helfte, net helfte van dit. En ons sien dat direk daarna het Elisa gesterwe, omdat hy net 3 keer geslaan het, waar hy eintlik moes geslaan het die hele tyd. En ons weet, ja, in hierdie konteks hier, dit is nie die Here wat met hom daar gepraat het nie, dis Joas. Maar ons vat dit bietjie op ons lewe. Kom ons sê, die Here praat met ons. En die Here sê vir ons, vir jou om hierdie te kan bereik, moet jy hierdie stappe inneem. En dan miskien kost er as 3 stappe. Jy doen stap 1 en stap 2 doen jy baie goed, maar stap 3, ek weet nie. Ek weet nie van stap 3 nie, Here. Kom ons sê, stap 1 is, jy moet ophou rook. Awesome, ek het opgehou rook, ek rook nie. Stap 2 is, gaan meer keer 'n kerk toe. Awesome, gaan meer keer 'n kerk toe. Stap 3, los al jou besittings en volg my. Here, nee, ek is nie seker waar ek staan nie, maar ek weet dit is in die evangelies van die man wat alles vir die Here gedoen het, vir Jesus, maar hy wou nie sy besittings los nie. Daai laaste stap. En nou is jy kwaad vir die Here, want die Here verwag nou ek moet al my besittings nou gee. So weet jy wat? Ek gaan nie alles doen wat hy sê nie, ek gaan net die helfte van dit doen. Die Here ken my hart. Dis wat ek al baie mense gehoor sê het. Daar was nou die dag, het ek met 'n vriendin by die skool gepraat, en sy sê, sy kan nie kerk toe gaan nie. Sy kan dit nooit maak vir kerk nie. Maar daai selfde naweek het sy op haar status gepost, waar sy en haar gesin na die movies toe gegaan het. So jy kan movies toe gaan, maar nie na die huis van die Here nie. En dis nie dat ek oordeel nie, ek wil niemand oordeel nie, want dis nie my werk nie, dis die Here se werk. Maar is net om ons bietjie te laat besef, hoeveel kere sê ons kan nie by die erediens uitkom nie, maar het is eintlik net omdat ons nie wil nie. Hoeveel keer sê ons kan nie hierdie werk vir die Here doen nie, maar eintlik is die ding net, ons wil dit nie doen nie. Want as jy dit so graag wou doen, sou jy 'n plan gemaak het om dit te doen vir die Here. Maak nie saak wat rondom jou gebeur nie. My pa het gister vir my video gewys. Hy was van 'n pastoor en hy kom, hy sê, daar kom die man uit die graf. En ek lag daarso, maar dis hoe dit moet wees. Ons moet passievol vir die Here wees. Jy moet nie net helfte nie. Hy het daar nie net helfte van sy longe uitgeskree nie. Hy het sy longe daar uitgeskree. Ou is so snaaks, maar dis hoe dit moet wees, kind van God.
dis hoe dit moet wees. As ons iets vir die Here doen, doen jy dit either al die pad, of niks van dit nie. Openbaring 3 vers 16, wat praat van die, was jy eerder koud of warm, en nou dat jy lauw warm is, nou spieg ek jou uit my mond uit. Dit kan ook gevat word op dit wat ons doen met die Here, wat ons doen vir die Here. Het jy dit maar eerder voluit gedoen, of het eerder glad nie gedoen nie. Maar nou dat jy dit halfpad doen, nee, doen dit nie halfpad nie, die is nie reg nie, dis nie wat die Here wil hê nie. Ja, kyk, dat is hoop vir jou. Jy is al reeds op die punt, waar jy sê, ek is bereid om dit vir die Here te doen. Jy is nie toch nie heeltemal daar nie. Maar jy is nie in fase 1 nie. Jy is ook nie in fase 2 nie. Jy is ook nie in fase 3 nie. Jy is nou in fase 4. So moenie hoop verloor nie. Jy weet, ja, daar is baie keer mense wat vir ons sal sê, jy weet, doen dit voluit eerder. Maar moet dan nie hoop verloor nie. Want daar is een laaste fase oor. Jy is amper daarso. Dit sekere stappe wat jy moet inneem om daarso te kom. Maar draai na die Here toe. Die Here is steeds daarso vir jou. Hy sien jou raak. Die feit dat jy alreeds uit jou comfortzone uitgaan, om net ten minste halfpad te gaan doen, wys alreeds dat jy beter is as meeste van die mense. Nee, meeste Christene. Kom ek stel dit so. Meeste Christene. Want wat doen ons as Christene? Soos ek nou gesê het, ons sit, maar ons gaan nie uit nie. Ons neem die woord in, maar ons deel het nie aan ander nie. En het is tyd dat ons moet uitgaan. So as jy al reeds uitgaan, en net die helfte doen, dat is hoop vir jou. Dit bring my uit by die laaste fase. Jy het nou besef, hoor hierso, ek sal nie net helfte van 'n chocolate wil eet nie. Ek sal die hele ding wil eet. So dit is die fase, die finale fase wat daar is. Jy doen enigiets vir die Here. Enigiets. Jy sien wat Stefanus deurgegaan het en jy sê, weet jy wat, as dit met my deurgaan, as ek daar deur moet gaan, so weet. Ek doen dit vir die koninkryk van die almagtige koning, Jesus Christus. Nou as jy in hierdie fase kom, dan lees jy nie meer net van Stefanus, en jy wil soos 'n Stefanus wees nie. Jy word nou 'n Stefanus. En daai is die punt waarby jy kom, en jy sê, weet jy wat, maak my dood, maak my seer, soveel as wat jy wil, ek staan vir Jesus Christus, en dis hoe dit sal bly, vir ewig en altyd. In my opinie, Stefanus is 'n baie goeie rolmodel. En dis waar ons moet strewe om by te wees, soos 'n Stefanus. Ons moet nie net lees van hom, en soos hom wil wees nie, ons moet hom probeer wees. En daar's net so baie ander rolmodelle in die Bybel. Baie ander. Ek noem het Stefanus, want dit is nou die doel vir vanaand se woord. Dis die woord wat die Here op my hart gelê het. Maar jy moet ook pas op. As jy in fase 5 is, kan jy maklik terugkeer na fase 4 toe. Selfs na fase 3 toe. Want jy is nou in fase 5 en jy doen enigiets vir die Here, maar het voel vir jou of niks seëninge jou pad kom nie. Nou skuif ons maar terug fase 4 toe. Kyk, ek het vir die Here gebid en die Here nie gegee nie. Kyk, ek sal steeds doen wat hy wil, maar nou begin jy al hoe meer halfpad en halfpad en halfpad doen. Die Here is opgewonde vir jou, hy wil jy moet slaan, maar hy slaan hy pyle net 3 keer. Dis dit. Maar my kind, kyk wat het ek vir jou gedoen. Maar nee, Here, jy sorg mos nie vir my. En dan doen ons nog steeds halfpad, net helfte van dit, maar nou kry ons nog steeds die seëninge nie. Nou gaan ons terug na fase 3 toe. Die ene wat net sit. Hy is daar, hy wil nog iets vir die Here doen, hy dink oor dit, maar elke keer is dit net die verskonings, ag nee wat. Dan fase 2. Fase 2 is die een wat net wil sit, as ek reg kan onthou hierso. Ja, dis die een wat besef jy wil enigiets vir jou doen. Dis waar jy net sit en jy dink jy wil doen, maar jy gaan dit nie doen. Jy weet self jy gaan dit doen. As mense vir jou vraag iets doen, ag ja,
maar, ignoreer hulle net. Pas op dat jy nie weer by fase 1 kom nie, waar jy sien, die Here gee blessings vir mense, maar jy gee nie om nie. Jy is nou op daai punt, waar jy Jesus weer verwerp, en jy gaan weer in die menslike kringe in, jy begin weer te rook, jy begin weer dwelms te gebruik, jy begin weer pornografie te kyk, jy begin weer te skinder. Ek gee nie om nie. Die Here kan maar van my sê wat hy wil. Hy doen niks goed vir my nie, so hoekom sal ek iets goed vir hom doen? Want jy nou weer die eer van mense liewer as die eer van God. En ek dink dit is belangrik dat elke van ons besef waar ons vanaand staan. Watter fase is jy by vanaand? Is jy by fase 1? Die een wat vir die Here niks doen nie, soos wat ons gelees het in Johannes 12. Is jy in fase 2? Waar jy besef dat jy enigiets vir die Here wil doen, soos wat ons gelees het in Handelinge 7 van Stefanus, jy lees nou net van dit. Is jy in fase 3, waar die Here vir jou opdrag gee, maar jy soek altyd vir verskonings, soos wat Moses gedoen het in Exodus 3. Is jy dalk in fase 4, waar jy nou goed vir die Here doen, maar jy doen dit nie ten volle nie, soos wat ons gelees het in 2 Konings 13. Of is jy in fase 5, waar jy enigiets doen vir die Here, soos wat Stefanus het. En is belangrik dat jy hierdie goed doen, want as jy self binne in jou kyk, waar daar fout is, dan kan jy verbeter. Maar mense, wie dink, hulle is fine, net waar hulle is, dit is verkeerd. En ons altyd room for improvement, selfs by die beste van pastore. Maar is jou verantwoordelikheid om te besluit waar is daar fout, sodat ek daar sou kan verbeter. Vat raad van mense. Vat raad. Spreuke 12 vers 1, sê ons moet die teregwysing lief het, die wat die teregwysing nie lief het nie, is dom. God se woord, nie myne nie. Ons moet teregwysing kan vat, as mense vir ons reg help, of vir ons sê, hoor hierso kind, jy doen hierdie nou heeltemal verkeerd. Nee, jy is heeltemal van die pad af hierso. Jy het dit nodig, want as jy kom en jy is hierso besig om te rook en jy dink dit is fyn en mense sê vir jou dit is nie, maar jy bly aan dit doen, dan is dit soos die Here wat klop, maar jy is hieronder, jy is besig om nou bladsy van die Bybel te vat, dit op te rol in 'n sol en dit te rook. En sê, nee Here, wag, ek is besig. My kind, jy is besig met die verkeerde dinge. Jy gaan verlore gaan, my kind. Nee, maar my chommies doen dit. Maar jy weet, nee. Hoeveel keer doen ons dit nie met die Here nie? Die Here klop. Maar elke keer wat hy klop, dan wil ons nie oopmaak nie. Ek sal môre vir die Here oopmaak. En naderhand, klop in die begin, is 'n harde klop. En naderhand, dan sien hy maak jy oopie, dan gaan jy klop, sagter word. Want jy raak so gewoond aan die donkerte. Vat dit as ons die ligte hierso gaan afsit. Ek dink ons sê dit in Pastor Koos se kerk hierso, ek dink dit is waar ons het gehoor het. Maar kom ons sit die ligte nou hierso af. Jy gaan eers niks voor jou kan sien nie, want jou oë is nie gewoond nie. Maar hoe meer jou oë gewoond raak aan die donkerte, hoe meer gaan jy kan begin sien. En dan gaan jy lig amper nie eens kort nie. Stel is dit ook in ons geestelike lewe. Jy raak so gewoond aan sonde, dat die sonde vir jou nie meer skuldig laat voel nie. Jy het amper die lig nie meer nodig nie. En wie is die lig? Jesus. Jy het hom nodig, maar jy dink nie hom nie nodig nie. Kom ek stel dit net daar reg. Jy het nog steeds Here nodig, jy dink net kort om nie. Want jou oor raak so gewoond aan die donkerte. En dis hoekom die klop raak al sagter en sagter. Want dit klink vir jou sagter, want jy luister nie meer na die Here nie. Hy klop nog steeds, hy gaan bly klop. Maar is jou ore wat jy besluit, jy maak dit toe. Ek sluit af van die Here af, en ek sluit by die wêreld in. My chommies is cool. Hulle pas oralste in. Ek gaan doen wat hulle doen. Hy doen nie wat die Here doen nie, of wat die Here wil hê jy moet doen. Dis nie wat moet wees nie, kind van God. Ons moet regtig besef
Ja, jy kan dan vir my sê dat jou sonde voel nie vir jou sleg nie, maar jy moet besef, dat dalk miskien is jy net gewoon daar. En dan moet jy vir jouself besluit, wat is jy bereid om vir die Here te doen? Jy kan dalk 'n spasie in jou lewe wees, waar die keuse tussen jou en die Here, letterlik jou keuse tussen lewe en dood is. En as jy gaan sterf, en jy die Here nie aangeneem nie, jy gaan verlore gaan. Ja, jy was dalk, you were loved by all of the people, ja, on earth. Jy was dalk deur almal geliefd, maar die Here het jou nie geken nie. En jy het nog minder vir die Here geken. En dis tyd dat dit moet stop. Dis tyd dat ons regtig stappe moet inneem en ons geloof weer aan die brand kry. Want hierdie, waar ons net kerk toe gaan en dan die hele week is ons maar net rustig, ons doen niks vir die Here nie. Dit moet stop, want dit is juis wat die duiwel wil hê. En dit is juis hoe hy jou probeer in 'n spasie kry, veral ons as die jeug. Ons val in sonde in, want ons sien ons chommies doen het. Ek bedoel, almal by die skool wyp, almal by die skool rook, ek wil dit ook doen. Nee, ek is ook maar daai punt in my lewe. Ek is ook naweke dronk geword. Ek is ook saam met my chommies gaan rook, gaan wyp, klasse gebank, alles wat omtrent op die lys is, het ek gedoen. Maar die Here het net gekom in my lewe in en net gesê, Carlo, dis nie wat ek vir jou beplan nie. En is nie omdat ek die eer aan myself wil gee nie, want ek is nog steeds 'n sondige mens, ons elkeen is nog. Maar al die eer behoort alleenlik aan Jesus Christus, ons verlosser, ons koning. Hy is almagtig. Hy kan enigiets doen. Dis tyd dat ons ook die blessings sien in ons lewe wat die Here vir ons doen. Is dalk miskien nie altyd hierdie groot goed nie, is hierdie klein goed. Maar as jy besef watter groot impak hierdie klein ding in jou lewe gehad het en nog steeds het, dan sal jy besef hoe baie die Here eintlik vir jou seën. Ek gaan die fases net weer herhaal, en ek sluit ook daarmee af. Is jy in fase 1? Die een wat niks vir die Here wil doen nie. Couchpartyte. Doen niks vir die Here nie. Is dalk miskien in fase 2? Jy besef nou jy wil enigiets vir die Here doen. Jy het gelees van Stefanus in Handelinge 7. En jy wil dit vir die Here doen, maar nee, jy dink nog net daaroor. You just consider it. Kind van God sê dalk in fase 3, waar die Here vir jou 'n opdrag gee om te doen, maar hy soek verskonings om dit nie te doen nie. Sê dalk miskien al in fase 4. Jy doen goed vir die Here, maar net ten volle nie. Of is jy in fase 5, die een, die enigiets vir die Here doen. Die een, wie nie net so Stefanus wil wees nie, maar wie Stefanus is. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here Jesus, ek wil vir U dankie sê vir die geleentheid wat U vanaand vir my gegee het, Here, om woord te kan bring, Here. Here, soos ek gesê het in die begin, ek is nie 'n pastoor nie, Here. Ek het glad nie 'n graad of enigiets, ek is nog net 18 jaar oud. Maar Here, ek glo dat U enige iemand kan gebruik, Here Jesus, om op te staan vir U en woord deur te gee, Here Jesus, sodat ander mense dalk miskien aangeraak kan word. Here Jesus, dankie vir wat U doen. Here, ons wil vir U leef. Here, ons wil enigiets vir U doen, Here. Al kos dit ons lewe, Here Jesus. Here, kom vergewe ons sondes. Kom was ons harte skoon met U bloed, want Here Jesus, U het aan die kruis gesterf vir ons sondes, Here. U bloed is vir ons gevloei, Here. Die kosbare bloed van Jesus. Here, dankie dat ons enigiets vir U kan doen, Here Jesus, en U ons aanvaar soos ons is, Here. Maar help ons, Here, om ons foute raak te sien, te probeer verbeter, sodat ons vir U kan leef, Here Jesus. Here, want ons het nie die eer van mense lief nie, ons het die eer van U lief. Here, die mense kan vir my lag, Here, die mense kan my spot, maak nie saak nie, Here,
Ek sal vir u bly staan, Here. Mense kan vir my sê, want daai ook die heilige se hande op sy hoof, hy is weird. Ek gee nie om nie, Here Jesus. Here, ek doen dit vir u, want Here, u is goed, en al die lof en al die eer behoort alleenlik aan u, Here Jesus. Here, seën ons. Here, seën hierdie diens ook verder, wat ook ons gaan doen, Here. Laat u Heilige Gees lei, Here Jesus. En laat ons alles wat ons doen tot die eer en verheerliking van u grote naam, Here Jesus. Dankie vir die geleentheid, dankie vir wat u doen, en dan bid ek dit alles nou, in Jesus Christus naam alleen. Amen. Baie dankie vir die geleentheid, en ja, gaan nou weer die mic oorhandig aan my pa, dat hy weer die diens verder lei. Dankie julle. Dankie Karel. Ons waardeer die woord van die Here, en ons hoor wat die Here vir ons sê. Terwyl ek sit en luister, dink ek, Jesus het 12 disciples, 3,5 jaar lang, saam met hom gehad. En hy het hulle gelei, hy het hulle geleer, hy het hulle opgelei, hy het hulle gewys, hy het hulle wonderwerke gewys, hy het alles gewys wat mens moet doen. Een van hulle het natuurlijk besluit om fase 1, weet nie wat is Judas. Judas het heeltemal afgeval, maar hy moes. Want Jesus moes by die kruis uitkom. Die ander 11 disciples, na Jesus se kruisiging, na sy opstanding, kom hy nie sê vir hulle, en ons het dit al voorheen gedoen, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde, gaan na alle nasies toe. Maak hulle my disciples, doop hulle in naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, leer hulle om alles te onderhou. En onthou, ek is met julle al die dae tot die volgende van die wêreld. Amen. Handelinge 1 vers 8, het Jesus net voor sy hemelvaart ook gesê, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Julle sal gaan. Julle sal gaan na julle skole toe. Julle sal gaan na julle families toe. Julle sal gaan na julle vriende toe. Julle sal my getuies wees. Nie wees net getuie nie. Wees is Stefanus. Julle sal Stefanus word. Vir sy 11 disciples of die ander wat ook daarby gestaan het. Julle sal my getuies word. In Jerusalem, in Judea, Samaria, tot in die uithoeke van die aarde. Waar het die Here vir jou en my gestuur? Soos Stefanus en soos hy nou die dag gehoor het, of gelees het, iemand gestuur het. Die Here roep jou, en ons vanavond ook gehoor, die Here roep elkeen van ons, en sê, gaan, wees Stefanus, tree op, gaan na die familielid toe wat nie wil luister nie. Doen die Here se wil, doen wat hy sê. Stefanus het gedoen wat die Here sê, en hy is doodgemaak. Petrus het ook na sy verloning, na sy teruggeloofde toe, het hy ook gedoen wat die Here sê, en 3000 mense het op die kerk gekom. So gaan ons onsself toets aan, wat is die gevolg van my gehoorsaamheid? Wat was Stefanus se gevolg van sy gehoorsaamheid? Is doodgemaak. Hy was een van die vroeë martelare. Petrus, al die ander disciples, was deel van die ander martelare later. Waar is ek en jy? En ek wil graag vraag, so het nou die Here al vroeër, maar het ook geleer, vroeër die naweek, ons moet bid. En ons moet vraag, en ek wil vraag, dat ons miskien nou hierso ook in gebed, alleen of in
paar saam of 2 saam, wat ook al. Kom ons bid. Kom ons gebruik die tyd om nou te bid. En vir die Here te sê, Here, help my, help ons om getuie te wees. Soos wat U gesê het, julle sal 'n getuie wees. So Here, rig my nou op, maak my 'n fase 5. Dat ek het opleiding nodig en ek het werk wat ek moet doen, maar waar ek gaan werk, waar ek is, wat ek doen, waar ek by my familie is, waar ek gaan kuier, waar ek by die kerk saamkom, waar ek by die jeug saamkom, help my om getuie te wees. Ek moet nie oortuig nie. Ek sien daar om die mense te oortuig en hulle te sê, maar julle moet die Here aanvaar. Stefanus het hard gepraat met die Fariseërs en hy het hulle aangevat, hy het hulle gekonfronteer en hulle het hom doodgemaak. Petrus het die mense ook gekonfronteer wat daar was, en 3000 het op bekering gekom. Ons moet nie resultate soek nie, of resultaat gedrewe wees, en dis God wat die resultate bring. Amen. Stefanus was 'n martelaar, en sy resultate sal ons later sien. En soos Karel gelees het, een van die mense wat dit goedgekeur het, dat Stefanus gestuurig was, was Saulus. Toe later roep die Here hom, en die Here sê vir Paulus, gaan na ons heidene toe. Paulus het ons heidene, het hy kom vertel van die evangelie. Kom ons gaan in ons wat hy gesê het, kom ons bid dat die Here vir ons help, en ons bid nou vir 'n paar minute vat om te bid. Eerstens bid ons, julle sal getuie wees in Jerusalem. Jerusalem is vir die Jode van daai tyd af in ons onmiddellike omgewing, in ons gesin, in ons familie. As ek nie getuie nog daar is nie, dan moet ek getuie word. Ek sal 'n getuie wees. As ek die wil van die Here doen, sal ek getuie wees. Kom ons bid eers nou vir ons familie. Kom ons gee kans. Paar minute, toe ons gaan gebid het. Ons bid eers vir ons familie, ons onmiddellike omgewing, Jerusalem. Onmiddellike omgewing, 'n Randfontein miskien. Kom ons bid daarvoor.